Goeiedag en welkom by vandag se videoles oor algemene trigonometrie. In vandag se les gaan ons stil staan by die vereenvoudiging met behulp van identiteite en of reduksie. 'n Paar wenke om in gedagte te hou. Eerstens, reduseer soveel as moontlik hoeke. Reduseer hoeke na skerp hoeke toe, met ander woorde 'n hoek tussen 0 en 90 grade. Maar let op, die gebruik van negatiewe hoeke, 180 grade plus min theta of 360 grade min theta, met ander woorde jy werk vanaf die x-as, omwentelings, so dis hoeke groter as 360, 720, 540 ensovoorts, kofunksies, dit is wanneer ons van die y-as afwerk, naamlik 90 grade plus of minus 'n hoek en 270 grade plus of minus 'n hoek. Dit is belangrik om raak te sien dat hierdie theta hoeke kan ook vervang word met numeriese waardes. Maak gebruik van spesiale hoeke indien nodig, of selfs identiteite. En onthou, ons het slegs 2 identiteite wat ons leer. Die eerste een staan bekend as die vierkantsidentiteit, naamlik sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta is gelyk aan 1. En is belangrik om hier raak te sien dat die hoeke moet dieselfde wees. Die hoeke kan egter ook met numeriese waardes vervang word, byvoorbeeld 17 grade. Weereens, beide moet 17 grade wees voordat die identiteit gaan geld. Tan theta is gelyk aan sin theta gedeel deur cos theta is ons kwosiënt identiteit. Ook belangrik om raak te sien, die hoeke theta is oralster dieselfde. Geskryf met numeriese waarde, in hierdie geval 'n voorbeeld van 20 grade, gaan dit ook geld dat dit oralster die 20 grade gaan wees wat jy toepas. In die geval waar jy kry tan van 90 grade plus theta, sien ons dadelik hier raak ons moet 'n kofunksie gebruik. Maar tan het nie 'n kofunksie nie. Maar as ons nou die identiteit gebruik, dan kan ons nou dit gaan skryf, tan van 90 grade plus theta, gaan skryf as sin van 90 grade plus theta, gedeel deur cos van 90 grade plus theta, wat jy dan verder kan vereenvoudig. Die kwosiënt identiteit het ook nog 'n spesiale manier hoe dit gebruik kan word, naamlik die gebruik van eksponente. Byvoorbeeld, tan kwadraat theta is gelyk aan sin kwadraat theta gedeel deur cos kwadraat theta. Maar hoe werk dit dan nou eintlik? Tan kwadraat theta kon ons net sowel geskryf het as tan theta in die hakkie met die eksponent buite die hakkie, in hierdie geval die kwadraat. Binne die hakkie kan ons die tan theta gaan skryf as sin theta gedeel deur cos theta, en met behulp van eksponentwette weet ons dat die eksponent buite die hakkie moet na die teller sowel as die noemer gaan, en dit is hoe ons die sin kwadraat theta gedeel deur cos kwadraat theta kry. Nou hierdie spesiale reël kan net by die tan theta identiteit gebruik word. Met ander woorde, jy kan die eksponent, die 2 wat ons hier gebruik het, vervang met enige numeriese waarde. Maar belangrik, dit werk net vir die tan theta. Jy kan dit nie vir die vierkantsidentiteit ook gebruik nie. As ons die wenke gou alles opsom, eerstens, reduseer soveel as moontlik van die hoeke, maak gebruik van spesiale hoeke indien nodig, maak gebruik van identiteite, en is belangrik om te onthou, vereenvoudiging beteken die antwoord mag slegs 'n enkele waarde of 1:3 verhouding wees. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. In hierdie voorbeeld ontvang ons 'n breek, 'n 1 term gedeel deur 'n 1 term, wat dit vir ons makliker maak om te vereenvoudig, aangesien die goue reël van breuke is, om breuke te vereenvoudig, moet dit 'n 1 term deel 1 term wees. Begin stukkie vir stukkie om dit te vereenvoudig. Nou hier gaan ons eerstens reduksie toepas, ons sien kofunksies en ek sien negatiewe hoeke. Maar kom ons begin met tan van 90 grade plus theta. Nou belangrik, omdat tan, weet ons, as 'n breek geskryf gaan word, lees dit vir my persoonlik baie moeilik as ek 'n breek in 'n breek skryf. So ek gaan deel dit bietjie op wanneer ek dit nou neerskryf.
So vir die teller gaan ek alles wat in die teller voorkom nou in blokhakkies voorstel. Tan van 90 grade plus theta kan ons dan nou gaan skryf as sin van 90 grade plus theta gedeel deur cos van 90 grade plus theta. As ons nou aanbeweeg na sin van 180 grade plus theta, sien ons dat dit lê in die derde kwadrant waar sin negatief is en daarom die negatief sin theta. Nou beweeg ons na die noemergedeelte toe. Negatief theta lê in die vierde kwadrant, want onthou, 'n negatiewe hoek meet ons kloksgewys. Nou vanaf 'n hoek in die vierde kwadrant minus 180 grade, so jy beweeg nog verder kloksgewys, beteken dit ons gaan nou opeindig in die tweede kwadrant waar cos negatief is. So, dis die hele teller die blokhakkie gedeel deur negatief cos theta. Nou werk jy weer stukkie vir stukkie. As ons dan nou kyk na die eerste hakkie, sin van 90 grade plus theta is 'n kofunksie wat ons moet gebruik. Naamlik 90 grade plus theta lê in die tweede kwadrant waar sin positief is, maar die naam verander na cos toe. Cos van 90 grade plus theta lê ook in die tweede kwadrant waar cos negatief is, maar die naam verander na sin toe. Ons hoef niks te doen met die tweede hakkie, minus sin theta nie, so jy skryf hom net weer 'n keer neer. Verder hoef ons nou ook nie iets te doen met die deel minus cos theta nie, maar ons kan reeds hierso die volgende. Omdat ons weet wanneer ons 'n breek-dele-breek het, moet ons gaan sê die breek maal met die resiprook, verander ons die deel na 'n maal toe, en ons geskryf minus cos theta se resiprook dan neer wat minus 1 gedeel deur cos theta is. Nou vereenvoudig ons eers die blokhakkie. In die blokhakkie kan die min sin theta by die eerste ronde hakkies in die teller gemaal met die min sin theta in die tweede hakkie mekaar vereenvoudig, so jy bly oor met cos theta. Dit alles gaan maal jy nou met minus 1 deel cos theta en dit laat jou met die antwoord van minus 1. In die volgende voorbeeld werk ons nou met numeriese waardes. So let op die eerste ene, tan van 365 grade, kan ek reeds sien 'n volle omwenteling het gebeur plus nog iets. Gaan skryf dit vir jou uit, dan is dit makliker om dit raak te sien. 365 grade kan geskryf word as 360 grade plus 5. Beweeg nou aan na die breekgedeelte. Cos van 85, nou dadelik sien ek iets hierso raak van die 5 grade wat ek by die tan gesien het as 'n tipe van 'n leidraad. So cos 85 kan ons gaan skryf as cos van 90 grade minus 5. So let op, jy gaan nou met 'n kofunksie werk in die volgende stap. Cos van 185 grade kan geskryf word as cos van 180 grade plus 5 grade. So sien raak jy het oralster die 5 grade waantoe ons werk. Vir die eerste term, tan 360 grade plus 5 grade, weet ons lê in die eerste kwadrant en in die eerste kwadrant is tan positief. So ons kry tan van 5 grade. Cos van 90 grade minus 5 grade lê in die eerste kwadrant waar cos positief is, maar as gevolg van 'n kofunksie verander die naam na van 5 grade toe. In die noemer, 180 grade plus 5 grade lê in die derde kwadrant waar cos negatief is, so jy het negatief cos van 5 grade. As jy nou mooi kyk na hierdie laaste breek, die plus maal met die minus gaan vir ons sê minus die breek. En as ons dan net na die breek kyk, dan sien ons, dis 'n ander vorm, die ander vorm van hoe tan van 5 grade geskryf kan word. Nou het ons twee gelyksoortige terme wat ons kan aftrek,
wat van ons dan die finale antwoord gee, is gelyk aan 0. Jy kan gerus nou self bietjie die huiswerk gaan probeer. Dink mooi, daar's verskillende maniere hoe jy dit kan benader, so daar is nie net in die meeste gevalle een definitiewe antwoord nie, daar is somtyds alternatiewe. As jy 'n alternatief raak sien, probeer dit op die alternatiewe manier ook doen. Sterkte, lekker werk!